Pietertjie toe Kaap toe met die rugby. Ek gaan is lekker in die Kaap. Ja. Hulle kyk selfs die cricket, die 2020 series. Hulle kyk vir die Stormers wat speel teen die Bulle. En is net 'n lekker naweek. Die volgende naweek, toe gaan hy na Koos se partytjie op die plaas, eeg in die plaas, dit lekker. Dis 'n gejaggery en dis 'n geskietery en hulle ry perd, hulle ry motorfiets, dit is net fantasties, dis heerlik. En die volgende naweek, toe sê sy pa maar huislis, dat hulle bietjie Transvaal toe gaan, dat hulle daar bietjie gaan kuier by tannie Susan. En Pietertjie laf vir tannie Susan, sy is 'n oulike tannie, sy maak altyd die lekkerste koeke. Maar om meer van 'n rede klink dit nou nie vir Pietertjie so lekker nie. En hy sê, pa, kan ons nie net rus nie? Ek het nou al 2 naweke weg, kan ons nie net rus nie? Het julle kinders al so gevoel? Dat jy voel, jy is nie eens meer lus vir nog lekker. Jy moet net rustig raak. Nou Job, jy het baie swaar, maar dis iets wat hy besef in sy lewe het hy nodig, is rus. Kom ons kyk bietjie na Job 3. Hoort hy nou net enkel mode. Nie meer nie, oké. Kry die plaas, alles hier. Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy geboortedag vervloek. Wat wou Satan gehad het? Hy moet God vervloek. Hy moet God vervloek en daarom vat Satan alles wat hy het weg en dan vat hy alles aan sy vlees weg, sy gesondheid, soveel so dat hy dink hy sal doodgaan. En Job vervloek nie God nie, maar hy vervloek sy geboortedag. Job het toe begin praat en gesê, mag die dag waarop ek gebore is vergaan, en die nag wat gesê het, 'n seun is verwek, daardie dag, mag dit donker wees, mag God daarbo nie daarna vra nie, mag 'n ligglans nie daaroor skyn nie. Hoor julle heeltyd die dag en nag storie, nê? En God wat praat, sodat daar lewe geskep word. Waarom dat dit julle dink? Die skepping, is eintlik waarmee, hy praat oor sy geboortedag, maar eintlik wat hy bevraagteken is die skepping. God praat en lig en dag en eintlik wat hy sê, moenie dit hê nie, moenie my geboortedag hê nie, moenie hierdie skepping ding hê nie. Kan ek gou hier stop? Ek gaan dit later sê, maar ek dink dit is so belangrik om dit eers te hoor. Prediker. Nou het ek my plek getrek. Prediker 7 sê die volgende. Dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis, dis waar 'n rou beklaag word, nie? Dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis van 'n maaltyd, 'n feesmaal. Want die eerste is die einde van al die mense en die lewende kan dit ter harte neem, nê? Die lewende, ons wat lewend is, kan dit oordink. Dis beter vir wysheid, vir kennis om na die huis te gaan waar mense rou as wat om te gaan na waar dit vreugde is. As ek nou moet kies, ek het 'n partytjie aan Saterdag, ek kan begrafnis toe, dan sê die prediker, as jy nou wil slim wees, as jy nou wil slim raak, van begrafnis toe. Dis waar jy dit gaan kry. Dis waar jy wysheid gaan. Om verdrietig te wees is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart. Nou die hart klink soos hierso, maar die hart is waar mense gedink het, is om te verstaan, jou wysheid, jou kennis. As jy droewig is dit nie lekker nie, maar ewe skielik begin jy meer verstaan. Die hart van die wyse manne is in die klaaghuis, maar die hart van die dwaase is in die huis van vrede. Hulle kies elke keer die partytjie. OK? Hoekom lees ek dit? Want ons is in die klaaghuis. En as ek Job gaan hoor, gaan ek wysheid ontdek. OK, as ek hierdie woord van prediker ernstig vat, dan sê hy vir my, Job, of my 'n klomp goed kan leer.
Ook met dit. Kom ons lees Job 3. Daarna, gaan weer vers 1 lees, en julle het al weer nie gehoor nie. Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy geboortedag vervloek. Job het toe begin praat en gesê, mag die dag waarop ek gebore is vergaan, en mag die nag wat gesê het, 'n seun is verwek, daardie dag mag dit donker wees, mag God daarbo nie daarna vra nie, nie dit spreek nie, mag 'n ligglans nie daaroor skyn nie, mag donker, ja stik donkerte dit opeis, mag wolke daarop toesak, mag 'n duistering van dag dit verskrik. Miskien, wat laat dit hier aan dink? Wolke wat toekom en duistering van dag dit verskrik, die dag. Die kruis. Hierdie is 3000 jaar voor die kruis. In Job se smart is hy besig om na iets te smag wat nog kom op, wat hy self nie verstaan nie. Ons gaan dit nou nog baie kry in Job. Hy smag na iets wat hy nog steeds nie verstaan. Daardie nag mag 'n diepe duisternis dit in besit neem. Mag dit nie verskyn nie onder die dae van 'n jaar nie. Nie in die getal van die maande voorkom nie. Juis daardie nag mag dit onvrugbaar wees. Mag uitroepe van vreugde nie daarin opklink nie. Mag hulle wat daar vervloek dit verdoem. Hulle wat die kuns verstaan om Leviathan wakker te maak. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor Leviathan, interessante figuur. So die ouens wat dit verstaan om Leviathan wakker te maak, om hom op te hits, mag hulle die dag verdoem. Mag die sterre van die dag sy oggendskemer verduister. Mag dit wag op lig en daar is niks nie. Mag dit wimpers van die dag breek nie sien nie. Omdat dit die deure van my moeder se skoot nie gesluit het nie. Nie teenspoed vir my oë verberg het nie. Okay, so hierdie hele ding van dag en nag, wanneer skep God in die dag? Hoekom? Want God is lig. En hy sê, miskien is dit beter as dit in die donkerte was en daar nie skepping was nie en ons nie hierdie beleef nie. Hoekom? Omdat die teenspoed in hierdie wêreld te swaar is, te erg is. Vers 11. Waarom is ek nie dood by geboorte nie? Waarom het ek nie gesterf toe ek uit die moederskoot gekom het nie? Hoekom het knieë my ontvang? Hoekom was daar borste dat ek kon drink? Ja, anders sou ek nou kon lê en in vrede rus. Shalom Shabbat, né? In vrede rus. Want ek smag nie om weer my kinders te hê, ek smag nie om my gesond te wees. Ek smag na 'n dag wat ek kan rus. Ek sou kon slaap. Daar sou vir my rus wees. By konings en raadsmanne van die wêreld, die wat vir hulle self puinhope herbou het, of by hoë amptenare wat goud besit, wat hulle huise met silwer gevul het. Okay, so ek sal kon rus by hierdie grand ouens, die konings, die ouens met grand goeders. Maar nie net by hulle nie. Of soos 'n weggesteekte misgeboorte sou nie bestaan het nie. Ek sou by kinders wat nie eens gebore is nie, wat doodgebore word, ek sou by hulle kon wees ook. Soos kinders wat nie die lig gesien het nie. Daar hou goddeloses op met die gewerfskap. Daar vind die wie se krag uitgeput is, rus. As dit moeg is, kan daar by hulle, saam met hulle, rus. Gevangenes is saam met kommer vry. Hulle hoor nie meer die stem van die slawedrywer nie. Klein en groot is daar. Die slaaf is vry van sy baas. Ek smag na hy rus. Ek smag na hy dag dat ons nie meer jaag agter dinge en goeders aan nie. Dat ons net kan sê, waarom gee God die lig aan iemand wat hom moet afsloop? Waarom gee hy die lewe aan mense met verbitterde siele, wat wag vir die dood, maar dit kom nie? Hulle wat dieper daarna delf as na verborgde skatte. Hulle wat van vreugde juig, wat hulle verheug wanneer hulle die graf vind. Waarom gee hy die lewe aan 'n man wie se pad verborge is? Vir wie God aan alle kante afgepers het. Ja, nog voor my brood daag my gesig op. My geskreeu stroom soos water. As ek vrees vir 'n verskrikking, dan kom dit my oor.
Dit waarvoor ek bang is, oorval my. Ek kan nie rus nie. Ek kan nie rus vind nie. Nie tot rus kom nie. Ek kry geen verposing nie. Die onrus daag telkens op, tot sover. Ons is nou in die poesie gedeelte, né? Ons het vir mekaar gesê, Job begin by hoofstuk 1 en 2 is 'n narratief, is 'n storie wat vertel word van Job se, wel eintlik 'n storie wat vertel word van wat Job nie weet nie. Is dat God by Satan opgedaag. Nie God by Satan, Satan by God opgedaag. En Satan het vir God gesê, weet, al kom mense jou aanbid, is sodat dit voordelig is vir hulle, sodat hulle eintlik God kan wees. God dien eintlik die mens. Alle kom die mens God dien. En dan sê Job, God, nee. Jy ken nie wie Job nie. Jy ken nie wie Job nie. Job is 'n man van God. En die ongelooflike voorreg wat Job eers van weet nie, dat hy die man is op wie God gaan sê, kyk, mense sal my eer, omdat ek God is. Dis die narratief. En dan kom ons nou in die poesie, waar die gesprek is, en hierdie poesie is die wysheidsliteratuur, wat vir ons wysheid gaan gee en leer. Van hoofstuk 3 tot hoofstuk 37, dit hierdie redenasie, hierdie filosofiese denke eintlik, oor waaroor gaan die lewe dan. Blaai gaan na Job 42 toe, wat ek dink, ons moet net in gedagte hou wanneer ons Job hanteer. Ek het al gehoor, ons praat uit Job uit, of hulle haal teksversies uit Job uit, dan haal hulle aan wat die vriende sê, en dan sê hulle, sien julle, dis die waarheid. Nou kom, blaai net na Job 42 toe, dat ons net die konteks kan sien, hoe ons Job moet verstaan. Job 42, vers 7. Nadat die Here hierdie woorde vir Job gesê het die Here vir Eliafas, dis nou Job se vriend, ons gaan hom nog ontmoet, uit Teman gesê, my toorn het ontbrand teen jou en jou twee vriende, want julle het nie, soos my diensknegt Job, gesê wat reg is oor my nie. Okay? Hierdie is verskriklik belangrik. So wanneer ek Job lees, is Job besig om iets te sê wat reg is oor God. Al is dit vir ons weird, of voel dit vir ons, Job is dan neerslagtig, kan 'n kind van die Here so neerslagtig wees. So neerslagtig kind, wat ons dit. So hartseer wees, nee, so mismoedig, nee, dit kan te gaan sal vra. So, jy weet, so down and out wees. Kan 'n kind van die Here so wees? God sê, want julle het nie, soos my diensknegt Job, gesê wat reg is oor my nie. As ek Job lees, en ek sê, dis reg oor God, en as ek die vriende lees, dan moet ek sê, nee, hulle is nie besig om reg te praat met God. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, gaan na my diensknegt Job, en bring ter wille van julle self 'n brandoffer. Okay, so as ek Job lees, en ek verstaan as die vriende praat hulle nie wat reg is voor God. En dis weird, want baie wat hulle sê is so naby aan die waarheid. Ons gaan dit ook sien. En Job, wat soms is, ons is ook maklik om te hoor wat Job alles sê, so vandag wat hy praat oor die skepping en die geboorte, wat eintlik vir mense nie daar was nie, maar voel dit ook maklik sê, kan dit tot heerliking wees van die Here. Job se vriende het 7 dae by hom gesit, soepstil, né? En ons gesê, dit is 'n wonderlike ding, as jy by iemand net kan sit, wat hartseer is. Net saam met jou kan, of saam met die vrou kan huil. En dan begin Job praat. En ons sal sien die feit dat Job praat, maak dat sy vriende met hom terugpraat, en dan val hulle in sonde deur wat hulle sê. As Job 3 nie daar was nie, sou die res nie daar gewees het. Maar omdat Job praat, daarom gaan sy vriende ook met hom terugvertel. Die spanning tot nou toe was, sal Job, regverdige, wat leef vir God, wat God die eer wil bring deur sy lewe, sal so iemand God vervloek, as alles van hom al weggeneem word. Dit is die spanning. Sal hierdie man God vervloek? Sal jy en ek
God vervloek as jy môre alles verloor. As jy jou kinders verloor, as jy jou besittings verloor, as jy jou gesondheid verloor, sal jy iemand wees wat God moet steeds eer. Satan sê onmoontlik, daar is jy so. En dan begin Job met 'n vloek. Maar hy vloek nie God nie. Hy vervloek die skepping en eintlik sy geboorte. Hy vervloek sy geboorte en eintlik die skepping. Jy dit so omsien. Maar God bly God. God is God. Ek kan bid God omdat hy God is. Daar is net een wese wat hemel en aarde skape, wat van die begin af wees, dis God. Ek kan bid hom. Maar ek wonder oor die feit dat God skep. Hoekom wonder hy daaroor? Want as jy nou mooi daaroor dink, dis hoekom dit wysheid is. Dis hoekom dit wysheid is om by die ou te sit wat tree. Alles wat in hierdie lewe gebeur, wat wonderlik is. Daai dag wat jy hierdie beautiful vrou ontmoet, né? En sy sê ja, né? En die vat haar voor die predikant, die preekstoel. Daai wonderlike dag wat jy in die witrok instap en jy ons met ons pakke klere staan. Gaan tot einde kom. Daai dag wat my kind die eerste keer vashou, né? Wat ek hierdie nuwe lewe sien, wat jy in geboorte gegee het, wat ek bygestaan het, en aan vashou het. Nee, ons mans nou so staan. Dan gaan 'n dag kom wat dit verby is. Daar's mense wat hulle kinders by die dood moet afstaan. En as dit nie gebeur nie, gaan hulle my by die dood afstaan. En jou by die dood afstaan. Alles wat wonderlik is, alles wat vreugde is, alles wat ek bou, waaraan ek werk, nee, al daai goeders gaan tot einde kom. En dis eintlik die vraag wat Job vra is dit dan sinvol? Is die lewe dan sinvol? As alles wat vreugde en wonderlik en opgewondenheid is, as dit alles tot niks kom nie, wat is die sin hiervan? Hoekom het die skepping soveel ellende het? Vers 4, daardie dag mag dit donker wees, mag God daarbo nie daarna vra nie, mag hy nie skep nie, mag hy nie sê nie, mag dit nie in lewe kom nie. Ek weet nie of julle hierdie ons gehoor het nie, as jy sê, jog, hier kom moeilikheid. Dan sê hy vir, nee, speak life. Het julle dit gehoor? Jy mag niks sê wat die jou kommer wat uitspreek. Ek dink as hulle Job sou hoor, sê, nee, Job, speak life. Nee? Job sê, ek wens dit was nie skepping, ek wens ek was nie gebore nie. Nee, Job, speak life, man, speak life. Nee. Onthou wat die prediker gesê het, hier is ons wysheid. Ek moet fyn luister hier. En in die hartseer en in die kommer is hier wysheid. En dit is waar. As ek gaan leef net vir vreugde en opwinding, het die skepping geen doel nie. As ek net gaan leef vir my suksesse, Vaderland, dit gaan weggaan. Dan het dit geen sin nie. En is soms goed om te sê, dat hierdie lewe is swaar, en ek sien moeilikheid kom. En vir die ou wat op sy sterfbed lê, nie om live te spreek, om te sê, ek is besig om te sterf, dis verklaar. Onthou wat ons gehoor van Job? Alles wat Job sê, is reg. Mag het in die middel van die dag bewolk raak en duister kom. Ongelooflik dat God toelaat dat Job praat. En wanneer hy praat, dan hoor ons al klaar die Nuwe Testament. Mag God 'n dag gee,
wat skepping iets anders sal bring as wat ons nou het. En jy hoor al klaar die verwysing na Jesus Christus, waar dit donker sal word in die middel van die dag. En dan kom vers 8. Mag hulle wat die dae vervloek dit verdoem. Hulle wat die kuns verstaan om Leviathan wakker te maak. Leviathan is 'n baie interessante dier of 'n wese. Daar word 5 keer na hierdie ding verwys, hierdie Leviathan, né? 2 keer in Job, van later weer kyk, word hy weer genoem. Wie is hy? Wat is hy? Waar kom hy vandaan? Die psalms is interessant, die ander 2 keer, of sê is 5 keer, so 2 keer kom hy in die poesie voor, by Job, né? In die poesie. En wat weet ons van poesie, né? Beeldspraak, baie beeldspraak. So 2 keer kom hy in Job voor, wat al wil meer sê as wat het sê, dit kan ook wees dat dit 'n letterlike ding is, maar dit kan ook nie wees dat dit wil meer sê as wat dit nou sê. Dan kry jy 'n Psalm 104, hoe talryk is die werke, o Here, U het almal met wysheid gemaak, die aarde is vol van die skepsels, daar is die see groot en alle kante toe wyd, daar is 'n gewemel sonder getal klein diere saam met die grootes, daar gaan die skepe en die Leviathan wat U geformeer het om daarin te speel. Hulle almal wag op U dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. So as die psalmdigter praat hy ook weer oor die dier, en hy sê dis wat God gemaak het en selfs hy wag op God. Psalm 74. Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossing werk op die aarde. U het deur die sterkte die see geklief, deur oopgemaak. U het die koppe van die seemonsters op die water verbreek. U het die koppe van Leviathan verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir die volk, vir die woestyndiere. So hier is dit weer beeldspraak. Hierdie is 'n dier wat God breek, wat God laat sterf. En wanneer hy sterf, is dit voedsel vir God se volk. En dit lyk vir ons hierdie dier dan in die woestyn op. Laat dit julle dink al aan iets? Nog niks nie, kom ons kyk 'n bietjie verder. Jesaja is nie poesie nie, dis profesie. Dis om te sê hierdie gaan gebeur. En dan praat hy ook van Leviathan. Skiet ek die naam verkeerd het. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor Leviathan, die kronkelende slang. Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. So wie is hierdie Leviathan? Die slang, die duiwel. Yes. Die Ou Testament mense het gedink die bose is in die see. En daar was stories dat skepe uitgaan en hierdie Leviathan, die skepe omsingel en val. En daar was verstaan dat hierdie is iets so Satan. En as die poesie daaroor skryf, dan sê hulle, yes, maar ons weet selfs dat God in beheer is, selfs van die duiwel. Dat hy kan nie bestaan sonder God nie. Ons weet dat God op die ou hierdie Leviathan sal breek. Dat juis wanneer hy gebreek word, juis Israel, die volk van God, voorsien sal word, juis in daai tyd. En Jesaja die profesie wat sê, as Jesus Christus kom, sal hy gebreek word. Verstaan ons dit? Nou is dit interessant, kom ons gaan terug na Job toe. So nou sê hy Job, juis daardie nag, vers 8, mag hulle wat die dae vervloek dit verdoem, hulle wat die kuns verstaan om Leviathan wakker te maak. Wie is hierdie ouens? Dis die black magic ouens. Dis die ouens wat met die Satan die vloeke begin, Biliam, né? Dis daai ou. Wat die vloeke uitspreek, wat mense verdoem. En dit is interessant eintlik, want hier is 'n spanning eintlik in wat Job sê. Job weet nie dat Satan is eintlik een wat opgehits is. En daarom het al hierdie goed nog gebeur het. En nou in sy swaar sê, miskien is dit beter as Leviathan die vervloeker dan maar die dag dan ook van sy geboorte op vervloek.
Job wens dat die vreugde eintlik nie meer daar sal wees nie. Die vreugde van geboorte, sy geboorte, net nie daar sal wees nie, want vreugde eindig altyd in ellende. En nou is dit asof Job dink hieroor en sê vir homself, wat is dit wat ek eintlik vra? As ek vra in 'n wêreld wat alles gebroken is, alles wat wonderlik is tot einde kom, waarna is dit eintlik wat ek smag na? Vers 12, hoekom het die knie my ontvang, hoekom was daar borste dat ek kon drink? Ja, anders sou ek kon lê en in vrede rus, ek sou kon slaap. Waarna smag ek? Vrede, rus. Dis eintlik wat die lewe so sin gee. Dis eintlik waarna die skatryk is ook smag. Interessant, ons maak ons gode dat hulle eintlik vir ons kan gee wat ons wil. Ons wil hierdie skatryk is dit om hê, want ons dink binne in dit sal dit dalk vir ons rus gee, né? En dit bring nooit die rus nie. Maar dis waarna ek smag, dis wat ek eintlik begeer. Ek besef, ek dink, en sê ek nou heeltyd by die parties is. Besef ek dit dalk nie. Maar ek dink mense wat lank genoeg lewe, besef hierdie lewe is so gebroken, dat as ek net vir vreugde en vir rykdom gaan leef, dan is dit nutteloos. So ergens smag ek in my wese net na rus, dat ek kan kom en sê, of ek nou ryk man is en of ek slaaf is. Nou waar sal Job rus vind? Sal hy dit regtig in die dood vind? En hy gaan dit op ons antwoord later. Hier is die wysheid. Waarna is dit eintlik wat ons na smag? En weer eens, kom ek vat net gou deur die Bybel. Jy moet die Sabbatdag heilig hou. Hoekom? Want God het gerus. En dat is dit asof Jesus vir ons sê, maar julle het verkeerd verstaan, want my God werk tot vandag toe nog. En dan kom Hebreërs 3:4, maar dan kom Hebreërs 3:4, en dan sê, die volk kon nooit in God se rus ingaan nie. Want hulle het nie na sy stem geluister. En nou het God 'n nuwe dag geskep, vandag, wat ons in sy rus kan ingaan. Vandag, die Jode moes wag vir 'n Sabbatdag, sodat hulle in God se rus kon gaan, sodat hulle by die tempel kon wees om by God te wees. Hebreërs sê, by die kruis het dit nou opgedaag. Ek kan nou in God se rus wees. Ek vier die Sabbatdag. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Is ek in die rus van God? Dus kom ek verstaan dat kinders van die Here sê, ons moet 'n een dag onderhou vir die Sabbat nog. Verstaan jy nie wat Christus aan die kruis kom doen het nie? Hy het die rus gebring. Elke dag. Die Sabbatrus was die vooruitspieling daarvan. Die Jode smag aan daai een dag en weer gaan hulle tempel toe, dan smag hulle na die rus wat God sal bring. En Jesus Christus is die vervulling daarvan. En dan kan ek in hierdie lewe, ek gaan dit nou sê, want ek gaan dit weer sê, maar dan kan ek die lewe leef. Wat taaf gaan wees. Wat dalk siekte bring wat ek nie voor reg was nie. Wat dalk 'n kind kan wegvat by die dood. Wat 'n geliefde, my vrou of my man dalk kan wegvat, of wat ek kan sien swaar kry. Maar binne in dit kan ek in die teenwoordigheid van God wees en rus vind. Binne in hierdie krisis moment kan ek beleef, want dis al wat sin maak in hierdie lewe.
Dis wat Job sê, as hy begin. Ons gaan hoor sy vriende hoor hom heeltemal verkeerd. Maar dis wat Job sê. Hy sê, weet jy wat, as jy kyk na die lewe, dan smag ek nie meer na rykdom nie. Ek smag nie meer na hierdie aardse vreugdes nie. Ek smag na 'n plek waar ek kan tot rus kom. En dis lewe. Here, ons verstaan 'n bietjie meer van Prediker wat sê dis beter om in die huis te wees van die wat rou. As wil nie wees, dit is ongemaklik, dit bevraagteken ons hele wêreldsiening. Ons wil so graag dit toemaak en eerder met die plastiek leef. Maar die Prediker sê nee. As jy nou wil slim wees, as jy nou wil wysheid hê, kom daar waar dit rou. En ons is by diep rou, ons is by Job. En ons kan eerlik sê, Here, ons het vanoggend 'n bietjie meer wysheid gekry. Wat sou hierdie lewe sin maak? Ja, Here, ek dink soms aan wat ons alles bid. Bid vir reën, ons bid vir gesondheid, ons bid vir die rus kom gee. Wat 'n voorreg. Dat ek ten spyte van droogte, ten spyte van hartseer, ten spyte van siekte, in die rus is, elke dag. Hierdie is wysheid en die wysheidsliteratuur ook en dit voel vir my ons moet eintlik nog meer praat en nog meer duidelik die ding uitkap, want dis eintlik wat poesie doen. Poesie bring ons hier en hy laat ons goed ervaar en beleef, en bring ons met beeldspraak op 'n punt dat ons kan sê, ek sien nou meer as wat ek gesien het. En deur die Heilige Gees, deur die woord wat lewend is, kan ons regtig sê, ons sien nou meer. Mag ons in hierdie lewe smagtend en soekend wees na hierdie rus. En mag ons in vreugde leef in die rus. En Here, ons sal U bly verheerlik. Want niks gaan hierdie vrede, hierdie rus wegneem. En ons weet die lewe is taaf. Ons weet hier lê goeders wat verborgen op ons is, wat ons nie van weet nie. Maar ons weet, as ons kinders van die Here is daar niks wat hierdie rus ons kan wegneem. Halleluja. Ons prys U naam. Amen. Hou julle van Job? Ja, ek love die Bybel. Ek sê vir Alida, dankie tog dat ek nie met 'n ding vir julle kom hou wat net 'n boodskapie vir die dag gesien nie. Want ek moet dink oor waar ons ek julle dit vir julle bring nie. Wow, die woord wat ons baie dieper as wat ons soms wil wees. Maar gee soveel meer wysheid. Wonderlik.